Jan deel nou al 'n paar weke lank oor die storm op die boot, en toe Jesus het al 'n paar keer daar gepraat, en dit het my hart so 'n bietjie gedink daaroor, en ek het 'n paar skrifte gekry die afgelope week, wat eintlik 'n paar goed in my hart losgemaak het oor hoe lyk geloof, wat is eintlik dit wat Jesus van ons vra, of die God van ons vra, wanneer hy vir ons vra om in geloof te leef. Want as ek dink ons dink geloof is uitkoms tot 'n spesifieke saak. As ons dink aan geloof, ons persepsie van jy weet, daar's geloof in terme van ek het geloof as 'n gelowige, nê? En dan is daar ander sake wat ek na die Here toe bring, en dan vertrou ek hom in geloof dat hy hierdie saak op 'n spesifieke manier vir my gaan afhandel, nê, en uitsorteer. Julle hoor wat ek sê, nê? En ek dink ons wil nie sê ons vermeng dit nie, nê? Maar ek dink ons verwar die posisie wat die Here van ons vra om in te neem. Want elke keer as ek die skrif lees, en as ek, jy weet, in Hebreërs 11 kan jy nou gaan lees, is daar 'n getuieskrif van die skrywer van Hebreërs, die manne wat hy en die dames wat hy nou deur die skrif gesien het, wat hy nou groot geloof gehad het. En hy lys hulle so, dan sê hy, wat is dit wat hulle gedoen het? En Hebreërs 11 is 1 tot 4 is een van die skriffies wat ons gaan lees vandag, nê. Maar so daar is nou hierdie mense wat hierdie lewens van geloof gehad het, nê. So hoe lyk dit as ek en jy, as iemand eendag aan die einde van ons lewe moet getuig? Gister toe ons Pieterstein toe raai, ek en Lukas, nou is daar 'n begrafnis. Nou is daar 'n hele prosesie van jong mense wat, dit is seker 40 of 60 of het kon selfs meer gewees het, jong mense wat in die pad loop en die toukarre ophou soos wat hulle nou sing. En daar staan massas mense by die begrafnis. So sê Lukas, hy weet nie of hy eendag soveel mense by sy begrafnis sal hê. Nee, dan sê ek vir hom, ja, wel hierdie ou duidelik, of vrou, het duidelike invloed uitgeoefen op 'n klomp mense se lewens. Jy weet, en as die eerste vraag, met almal hom geken, waar geken? Ek weet nie. Ek twyfel. Nee, maar daar's massas. Okay, so aan die einde, as ons dink aan die einde, soos wat die skrywer in Hebreërs 12 geskryf en gesê het, okay, maar hierdie mense het geloof gehad. En ons dink aan ons omstandighede, en dink ons, okay, maar as ons aan geloof dink, dan dink ek, ons dink baie keer dat geloof is bedoel om die storms wat ons ervaar te verwyder. Weet, so ons gaan deur 'n stuk, en dan sal 'n storm, en dan, wanneer ons geloof het, sal ons geloof die storm stil maak. Nee, ons geloof sal maak dat die storm nie meer daar is. Nee, dis ons persepsie, en ek besef al hoe meer dat dis nie eintlik wat Jesus hier sê nie, nee. So dit wat ek lees, en julle moet saam met my oor praat, en as julle wil insette lewer asseblief, nee. Maar die doel van geloof is nie net om omstandighede te verander nie, maar om ons in God se rus in te lei. Okay, so die doel van geloof is om na 'n posisie van rus toe te vat. So ek gaan begin met 'n stelling, nê? En die stelling is dat wanneer as ons nou saam met, sê nou maar ons was nou die disippels op die boot gewees, nê? Dink nou net vir jouself, jy was 'n disipel, nê? Jy was op die boot. Jesus het aangekom en gesê, hey, kom ons vat die skei en ons gaan na die ander kant van die see. Nee, ons gaan na die ander oor. Okay, so God het 'n belofte gemaak van ons gaan iewers heen. As 'n belofte, ons is op pad soontoe, né? So as 'n beginpunt, 'n eindpunt, en almal kan sien, okay, die eindpunt is dalk 40 km daai kant toe, maar ons kan min of meer sien, hè, daar's 'n eindpunt, né? Nou dink jy in jou lewe sê, okay, God het 'n belofte gemaak, en ek weet jy kan nou deur die skrif gaan en sien hoeveel beloftes maak God oor voorsiening en genesing en al hierdie goed, né? So dis nie dat God nie sy woord wil volbring nie. Maar dis die rit soontoe wat eintlik die geloof toets, nê. Julle stem saam. So nou kom hy, en hy klim op die skei of op die boot, en hy gaan lê onder daar op die nette, lekker sag, en gaan slaap. En hy sê vir die manne, julle weet waar ons is op pad, nê, mik soontoe. En hulle gaan, en hulle is aan die gang, en die seile is op, en hulle is op pad soontoe.
Nou die vraag wat in my hart ontstaan het, is toe die eerste ou sien, maar hier kom blou wolke op pad. Hoe moes hy gereageer? En toe die tweede ou dit sien, toe die eerste ou met die tweede ou gaan praat, en die tweede ou met die derde ou praat, en toe almal sien, maar hier's 3 ouens wat praat, en almal kom nou saam, en hulle almal praat, en Jesus lê in slaap, wat is die korrekte reaksie gewees? En ek dink, en ek kan verkeerd wees, maar ek dink, dit wat Jesus wou gehad het, is dat hulle saam met hom moes gaan rus. Ek dink so. Ek weet nie, ek kan verkeerd wees. Ek dink hy sou wou gehad het, as hulle moes die seile laat sak. En saam met hom rus. En dan dink ek, 10 teenoor wat sou gebeur het, is die storm sou verbygegaan. En hulle sou gedemonstreer het, dat hulle werklik geloof het. Dis nou ek, so dis nou wat in my kop oor die gang is. Okay, so die reis van geloof, so die reis van geloof beweeg deur 'n paar beginsels, wat ek nou maar net neergeskryf. Daar kan meer wees of daar kan minder wees, wat ook al, maar dis nou hoe ek dit sien op hierdie stadium, Geloof begin deur te glo in God se woord, Ek is 'n gelowige want ek bely met my mond en ek glo met my hart. Julle stem, want die skrif sê so. Okay? En dan geloof spreek met God in gebed. So wanneer ek geloof het, dan het ek 'n verhouding met die Here. Ek kan nie sê ek is Gert se pel as ek nooit met Gert praat. Julle stem, Anders is Gert net 'n kennis. Julle hoor, Okay, so daar moet verhouding wees. Ek moet met God praat in gebed, En geloof onderwerp hom of haarself aan God se wil. Want ons verstaan posisie. Ons verstaan ons plek in die orde, die rangorde, So iemand van geloof onderwerp hulle self aan God se wil, en dan geloof ondersoek die intensie van versoeking. Omdat jy die rangorde verstaan, verstaan jy dat ons verstaan nie ten dele, maar God verstaan ten volle. So wanneer ons 'n behoefte het, dan ondersoek ons die behoefte, ons wil, en ons onderwerp dit aan sy wil, totdat ons wil met sy wil belyn is. Julle hoor. Okay? En dan geloof ondersoek sy eie hart, of haar eie hart. 'n Man of 'n vrou van geloof ondersoek hulle harte. Nou dis nie, ek dink die doel van die ondersoek is nie om jouself af te breek of af te takel nie. Die doel van ondersoek is om te vra, is ek in hierdie saak belyn met God se? So dis so eenvoudig soos dit. Nie is ek goed of sleg nie. En dit het ons klaar bepaal. As God aan jou dink, in jou vlees, dan sê hy, jy verdien die hel, Ekskuus, ek stel dit so kras. Maar in jou vlees verdien ons almal die hel, Ek sal 10 in heel voorstel. Eerst in die ry. So, as God in ons vlees dink, dan verdien ons almal die hel. En dan aan die einde van tyd, as God nou na ons toe kom, ek het vroeër die week, is daar 'n ou wat in media is, wat met my praat. Hy begin het met my praat, en hy praat so los en vas, en ons begin toe oor geloof praat, en hy het eintlik net 1 uur en 'n half wou spandeer, en toe naderhand na 2 ure, het ons net oor sy geloofsposisie gepraat. En in hierdie proses, toe sê ek vir hom op 'n stadium, okay, maar, ons dink so daaroor, aan die einde van tyd, die woord sê mos, God gaan ons verantwoordelik hou vir al die woorde, wat uit ons mond uitgekom. Aan die einde van tyd, dink nou aan hierdie proses. Hier's nou, die slim mense sê, daar's tans tussen 8 en 10 biljoen mense op aarde. En hulle skat, dis min of meer die helfte van al die mense wat tot die Here toe geleef het. So dat tussen 8 en 10 biljoen mense voor ons geleef, en daar's tussen 8 en 10 nou hier vandag. Okay, so kan ons nou dink aan hierdie proses, God kom nou na Jan toe, en hy sê vir Jan, jy het dit en dit en dit gesê. En in my kop dink nou prakties, en so, okay, so God gaan jou vat, en hy gaan tyd stil staan, vir jou, en hy gaan jou nou deur hierdie proses vat, in ewigheid. En dan begin jy dan werk jy dit deur. En as God nou als deur gewerk het, en elke keer as jy moet verantwoording bring, elke keer as jy vir jou vra, maar,
Waar was jou hart toe jy dit gesê het? Nee? Dan stap Jesus voor en sê, Paas, nie serieus. Janus nie van, ek het lees die pers. Dan kom jy by die volgende ene, en dan elke keer as daar iets is wat jy gesê het, wat afbreek gemaak het, of wat ongeloof tentoongestel het, of wat haat of woede of neid, of al daai vrug van die vlees, nee, tentoongebring het. Elke keer gaan Jesus voor die stad en sê, man, sien sy mis op my. Sien jy? Ek het al. En dan denk ek op 'n stadium van Jesus nie teen vir jou sê, ons kom maar na die einde toe. Want alles wat verkeerd is. So, as God ons vat na daai punt toe van ons hart ondersoek, nee, is die ondersoek nie om te bepaal as jy goed genoeg of nie goed genoeg. So die waardebepaling is nie deel van 'n hartsondersoek. Met ander woorde, die gedagtes van, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie slim genoeg nie, ek is nie dit genoeg nie, ek is nie dat genoeg nie. Al daai waardebepalings, dis nie van die Here af nie. Hy het dit reeds gedoen, hy het dit uit die pad uitgekry. So ons kan dit ook in die pad uitkry. Ons kan op daai plek omdat ons verstaan, ek was nie goed genoeg nie. Christus het my goed genoeg gemaak, nee, en hy het my reeds in hierdie posisie geplaas. Hy het reeds my die toegang gegee. So om die hele tyd terug te gaan na my vermoë of onvermoë en dit deel te maak van die gesprek, vertroebel ek die uitkoms. OK, nee. So ons ondersoek ons eie harte en dan geloof kom uiteindelik by 'n punt waar dit lê in rus. Nou, dis die volgende miskonsepsie wat ek dink wat ons het, nee. Ons dink rus, ons dink nie rus is 'n werkwoord nie. Want ons dink rus is niks doen. Mense dink deesdae as jy rus, nee, dan is daar onaktiwiteit. Want ons het gewoond geraak in 'n bank in 'n toestel wat jou besig hou, nee, en dan rus jy. Maar jy rus nie, want jy is besig, nee, so jy rus nie, maar jy dink jy rus. En as jy klaar gerus het vir 'n dag, is jy moeg. Nee, so rus is 'n werkwoord. Dit is nie, dis iets wat jy doen. Dis iets wat jy, dis 'n posisie wat jy inneem, nee, rus. Dis 'n aktiewe, dis iets wat jy aktief doen. Met ander woorde, Jesus wat gaan slaap het op die nette, is nie niks doen nie, dis rus, so God se wil. Dis rus in dat God het gesê, hy gaan doen wat hy moet doen, en hy sal doen wat hy moet doen. Hy sal hê wat hy moet hê. Hy sal wees waar hy moet wees. Hy sal bereik wie hy moet bereik. Dis rus, nee? Rus is daai vertroue in hierdie verhouding wat ons van 1 tot 4 beskryf. So dis rus. So nou kom ons by die skrifgedeelte, nee? Kom ons lees Hebreërs 11 vers 1 tot 4. So geloof egter is sekerheid van die dinge wat gehoop word, 'n bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar met lof aangaande die mense van oud getuig is. Deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Gevolglik dit wat gesien word nie uit onsigbare, gevolglik het dit wat gesien word nie uit onsigbare ontstaan nie. Deur geloof het Abel 'n beter offer as Kain aan God gebring, waardeur getuig is dat hy regverdig was toe God oor sy gawes getuienis gelewer het, en deur geloof praat hy nog steeds al het hy gesterf. Met ander woorde, geloof gaan nie oor wat ek vandag kan sien, nee. Geloof gaan oor wat het God in my hart geplaas? Hoe lyk God se prentjie van dit wat hy in my hart geplaas het? En kry ek daai twee prentjies te lyn? Kan ek by 'n plek kom waar ek my idee van die prentjie, nee, prys gee en dit trek, my visie trek, nie die God se droom vir jou trek nie dit wat God in jou geopenbare trek nie, maar die manier hoe jy daarna kyk trek, dat wanneer dit belyn word, dat dit belyn is, dat jy dit sien soos wat God sien.
So as God vir my sê geloof is, en hy praat nou van dit wat ek kan sien. So ek kan hier uitkyk, dan sien ek hierdie mooi John Deere bossies van my wat ek nog nie gewerk het nie, en ek sien die toring daar op die heuwel, en ek sien af en toe 'n voël vlieg, ek sien dit, dis daar. Ek weet te wonder nie, dis daar. Ek sien dit met my oë, So ek so toe stap gaan ek dit al vind. Ek kan dit uit die grond uittrek, of ek kan die voël skiet, of ek kan wat ook al, ek kan hom afneem. Dis tasbaar, Maar toe God dit gespreek het, was dit nie tasbaar. Hulle stem saam. So toe God gesê het in die begin, laat daar dit wees, laat daar saad wees, wat in seisoen sal opkom. Daai John Deere bossie kan nie buite seisoen opkom. Hy het 'n seisoen, hy het 'n tyd. As 'n saad wat moet val, die saad moet volwasse word, en hy moet sterf, en dan moet hy weer lewe bring. Julle stem, So daar's 'n seisoen. So hy, mag dalk vir my 'n bedreiging wees, maar vir God is hy nie. Want hy het 'n seisoen. So as ons dink aan geloof, en ons dink aan hoe ons dink oor geloof, en ons dink aan hoe ons dink oor God se wil versus my wil, dan moet ons dink aan, God sien nie iets fisies nie, hy sien in die gees, en dan spreek hy, en dan roep hy dit tot stand, en dan kom dit tot stand. Dan word dit iets fisies. Nou dink party mense, hulle kan 'n foto of 'n prentjie van goed in 'n muur opsit, dan kan hulle dit nou spreek, en dan gaan dit nou tot stand. Maar dan mis hulle hierdie ander stappe, Dan mis hulle die gebed waar die verhouding is. En hulle mis die stap waar hulle self aan God onderwerp. En hulle mis die belyning van, dalk is hierdie goed God, jy weet, dalk het God vir jou iets gegee, maar jy weet, as ek dink aan wat het God nog elke keer in mense se harte bewerkstellig, was hy nooit regtig gebodder oor hoeveel het iemand nie, hy was altyd gebodder oor wie is iemand. Hy was altyd gebodder oor, wat gaan in jou hart aan? Waarmee is jy besig? Wat maak jou gedagtes vol? Hoe bevredig jy jouself? So ons vermeng geloof, en so iemand wat sê, geloof gaan daaroor om goed by God te kry, ken nog nie God nie. Ekskuus, ek sê dit so kras, maar God vra van ons, So as ons nou dink aan 'n geloofssituasie, kom ek los dit vir later, So die eerste waarheid van geloof, is dat geloof begin nie by hoe jy voel vandag nie. Geloof en emosie het niks met mekaar uit te maak. En dis nie dat ons 'n robot moet wees nie, dis net toe die disippels op die skei hulle emosie bekend gemaak het aan mekaar. Het die gesprek positief gedraai of negatief? Was die gesprek uitkomsgedrewe? Hy was, maar nie na die uitkoms wat God gesoek het. So daai gesprek, daai emosie, rondom hierdie saak, het gemaak dat hulle oneffektief was. Stem julle saam? So die eerste waarheid is dat geloof begin nie by hoe jy voel nie, vandag. Jou ervaring van die situasie. Jou ervaring is geldig, jy mag so voel. As jy te raag gekom is, mag jy sê, ek voel te raag gekom. Dis reg, dis goed, jy moet jou emosie erken. Maar nadat jy jou emosie erken het, moet jy dit kan verpak en verwerk en sê, maar wat is dit wat God vir my gesê het? Wat is dit wat God wil doen? So geloof begin by God. Dit begin nie by hoe ek voel nie. Dit begin altyd by hom. Hy is die oorsprong daarvan, hy is die uitvoerder daarvan, hy is gister en vandag en môre en altyd dieselfde. So geloof begin altyd by hom. So geloof is wanneer ek God se woord as waarheid aanvaar, voordat ek 'n sigbare bewys kan sien. Dis geloof. Geloof is om te sê, God het gespreek, en God gaan dit tot stand laat kom, al sien ek dit nie vandag. Al
is dit nie vandag tasbaar vir my nie. Ek kan nie na dit stap toe vandag en dan vat nie. Maar ek sien dit, want God sien dit. Julle hoor, né? So dis die beginpunt van geloof. Dis die saadvorm van geloof. So Abel se offer was nie bloot beter omdat oor wat hy geoffer het nie. Dit was sigbaar gewees oor hoe God gesien het hy het gedoen het. Dit was ontvang gewees as gevolg van geloof. Dit was nie ontvang gewees as gevolg van wat of hoe nie. Dit was as gevolg van wie dit gedoen het en hoekom hy dit gedoen het. So elke geloofsdaad begin dus met hierdie eenvoudige vraag, né? Glo ek God se woord meer as wat ek my omstandighede glo? Glo ek dit wat God sê meer as dit wat my omstandighede vir my sê? Dis die eerste vraag. En dan die volgende skrif is in Markus 11:24. Ons gaan soontoe. Nou toevallig was dit nou gister se skrif. Ek weet nie of julle daai YouVersion Bybel het op julle fone nie. Nee, maar dit was nou gister se skrif vir die dag, né? Nou hierdie daai name it, claim it, frame it mense, né, like hierdie ene, né? Hy sê, daarom sê ek vir julle, dis Jesus wat hier praat. Alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit sal ontvang en dit sal so gebeur. Nee, so Jesus sê, alles wat julle bid, alles wat julle gebed vra, sal julle ontvang. Nou, wie het al alles gekry waarvoor hulle gebid? Nie ek nie. Nee, verseker nie ek nie. Okay, so ek kan nie net vir alles bid en ek gaan alles kry waarvoor ek bid nie. Nee, ons kan saamstem oor dit. So die belydingsproses is eintlik nogal krities in hierdie bid en geloof. Die ding om te hoor, okay, maar as God die oorsprong is van geloof, nê, en ek wil uit geloof uit leef, nê, dan kan ek nie met 'n hoek na die probleem kyk nie, ek moet reguit na die probleem kyk. Ek kan nie 'n verwarring of 'n as mens verder begin skiet, nê, dan maak die hitte van die dag, nê, maak dat daar 'n mirage kom. Ek weet nie wie dit al gesien deur 'n teleskoop nie, hoe 'n mirage lyk. Jy kan dit soms so kyk op 'n warm dag oor 'n pan of oor 'n dam, nê? Dan sien jy die lig maak so, nê? En wat gebeur met 'n teleskoop is, nê, die ligdruk trek die mirage in 'n spesifieke rigting. Nou as die mirage links trek, nê, dan moet jy teenoorgestelde kant toe vyf. En as hy ander kant toe trek, dan moet jy weer teenoorgestelde kant toe vyf. Met ander woorde, ek kan nie glo wat ek sien. Want dit wat ek sien is nie 'n werklike uitbeelding van waar die teiken is nie. Want dan skiet ek met die kruishaar op die teiken, maar ek skiet mis. Want dit wat ek sien is nie die werklikheid. Want soos wat die lig wat teruggestuur word na my toe, deur die lug beweeg, hè, dan word daai deel verwronge. Dan vorm die lug 'n lens. En daai lens trek die ligstraal skeef, dat hy buig basies. Nou dis wat met ons gebeur wanneer ons bid. Ons sien 'n behoefte, nê? God maak die behoefte aan ons bekend, maar die mirage tussen ons en die behoefte maak dat ons sien nie waar is die teiken presies nie. En dan moet ons leer om die mirage te interpreteer. Ons moet leer, en dis 'n skill set, nee, dis iets wat jy kan leer. Jy kan leer om te hoor wat's op God se hart. En hoe leer ek wat's op God se hart is? Dis so eenvoudig soos ek praat met hom. Ek staan in verhouding met hom. So geloof is nooit passief nie. Geloof tree op. Geloof bid. Geloof vra. En geloof het 'n verwagting. Geloof, as jy gaan rus, nê? As jy nou vanaand, toe jy gisteraand in die bed geklim het, ek word Saterdagoggend 2 uur wakker, nê?
dan word ek wakker met hierdie gedagte, nee. En ek soos 'n wakker, soos ek nog tot 'n 6 uur of 5 uur, dat ek moet nou opstaan. Wakker, ek na my foon, soos 2, nee, ek moet nie nou opstaan. My vrou gaan met my raas. Nou word ek wakker, word ek wakker met die gedagte, en dan dink ek, toe ek gaan slaap het gisterand, het ek gedink, ek gaan môre gaan opstaan, op min of meer bekende tyd, en ek het gedink, met die intensie dat ek vol rus sal wees, nee, ek meen, jy gaan ons bed toe om te rus, nee, nou begin ek dink, okay, maar wat is die intensie van slaap, moet ons slaap, nee, dis ek so, in 'n wandel, nee, maar, ek meen, as jy gaan rus, dan rus jy met die intensie om verfris en versterk op te staan. Daar's 'n intensie agter die rus, nee. Dis nie net 'n kraak nie. So as jy in geloof gaan staan en jy sê, okay, maar ek vertrou die Here, ek het 'n verwagting. As ek nie sneller trek, dan het ek 'n verwagting dat ek gaan raak skiet. As ek al daai werk ingesit het, nee, om alles te doen, om hierdie ding op te stel, dat hy moet werk, dan het ek 'n verwagting dat ek die teiken gaan raak skiet. As ek vanaand bed toe gaan en ek het gestort, en ek het my tande geskrob, en ek het my nagbroekie aangetrek, en die ligte is af, en die gordyne is toegetrek, en is stil, nee, en ek het gebid, en ek het alles gedoen wat ek wil doen. Dan is my verwagting dat ek moet slaap, nee. Dorette, kyk so. Dis die verwagting, nee. Is die verwagting. Nou, ons voel so oor geloof baie van ons, nee. Ons doen al hierdie goed, en dan het ons 'n verwagting, dat al uitkoms moet wees, en dan kry ons nie die uitkoms wat ons soek nie. So geloof het 'n verwagting. Maar, nee, en hier is die kritiese deel, geloof probeer nie om God te manipuleer nie. Jy nie God se arm draai nie. Jy kan hom nie forceer in 'n hoek of 'n rigting wat nie vir hom werk nie. Nee. En gebed is nie die manier waarop ek en jy God oortuig nie. Ja, party mense oor bid. Nee, dit klink soos 'n regsrede as hulle bid. Hulle begin so, en dan vat hulle skrif, en dan sit hulle 'n ding aan mekaar, as hulle klaar is, dan het hulle 'n hele, jy weet, dit lees soos 'n regstuk, nee, jy kan hom indien in 'n argument, nee, en dan is dit soos, okay, maar dis nie gebed nie. Geweer vat, as Gert met Pel is, nee, dan praat ek met Gert. En as ek 'n probleem het met Gert, is dan ry ek hom, dis met Gert, nie pla my. As ek met Pel is, as hy nie met Pel is, dan ignoreer ek hom. Julle hoor, nee? En dis dieselfde met die Here. As jy in verhouding met die Here staan, en jy verstaan nie iets nie, dan gaan sê jy vir Here, ek verstaan nie hierdie nie. Dit is vir my moeilik. Ek verstaan nie hoekom doen jy wat jy doen. Ek verstaan nie hoekom maak jy nou so met my. Nee, wyse dit en dit en 10 skriffies later, dat jy nog steeds gesê wat in jou hart is. Dan kyk die Here na hierdie gebed, en dan kyk, sê gebeur. Want hy weet wat gaan in jou hart. Hy weet wat is dit wat jy wil sê, maar jy sê dit nie. Hy weet wat is dit waaroor jy in jou binneste is jy so gedraai soos 'n knoop, nee? Dis is nee. Maar jy sê dit nie. Die Here vra van ons, nee, om ons harte op so 'n manier aan hom te openbaar, dat hy die geleentheid het om in daai selfde gesprek in ons harte te kan inspreek. Dis wat die Here van jou vra. So die Here vra van jou 'n eenvoudige weerloosheid, is dat wanneer jy met hom praat, dat jy op so 'n manier met hom praat, dat wanneer hy terugpraat, dat hy aan jou hart se snare kan praat. Dit is so eenvoudig soos dit. Jy hoef nie slim te wees nie, jy hoef nie ryk te wees nie, jy hoef nie opgeleid te wees nie, net opreg. Net eerlik. Net weerloos. Net die posisie verstaan. Volgende skrif is 1 Johannes 5 vers 14.
Nou daar staan, en dit is die vrymoedigheid wat ons voor hom het, dat hy ons gebede verhoor, as ons iets volgens sy wil vra. Nou is daar 'n voorbeeld van die mirage, nee. Wat is die Afrikaans daarvoor? Mirage. Bly dit maar 'n mirage. Okay, so dis nou daai voorbeeld van 'n mirage, nee. Sê gou weer? 'n hersenskurm. Hersenskurm. Okay, ek gaan bly by mirage. Want niemand gaan weet wat ek sê nie. En so dis dieselfde voorbeeld van as die mirage. Is wanneer ons bid, nee, gaan dit weer lees. En dit is die vrymoedigheid wat ons voor hom het. Nou ek het slegs vrymoedigheid om te vra, nee, as ek iemand se hart vir my ken. As ek nie jou hart ken nie, gaan ek jou nie vra nie. Stem julle saam? Nee? Ek praat nie van vra uit mag uit nie, ek praat van vra uit afhanklikheid. Nee, daai sê ding van a friend in need is a friend indeed. Nee? Dink bietjie aan hom. Nee? Wat dit sê is 'n vriend wat in nood die vrymoedigheid het om na jou toe te kom en te sê ek kort hulp. Is iemand wat regtig, nee, jou vertrou. Nou, wanneer ek, nee, die vrymoedigheid het, dat ek ken God se hart vir my, of, ons is op Gert vandag, nee, ek ken Gert se hart vir my, nee, ek ken Gert se hart vir my, dan is ek bereid om na Gert toe te gaan en sê, Gert, ek sukkel met dit. Kan nie meer, want ek sien jy kry dit. Gert, ek weet nie om dit te doen nie, want ek sien jy kry dit. Wat ook al, julle hoor wat ek sê. Daai vrymoedigheid. So geloof begin by die plek waar ons onsself onderwerp aan God se wil. Nou Johannes voeg hierdie balans by, hy sê, wanneer ons iets vra, nee, nou dis 'n bietjie anderster as dit wat Jesus gesê het, nee. Want Johannes, ek dink hy het by daai stadium al agtergekom, die mense het nie gehoor wat is Jesus eintlik is. Hulle het nog gehoor jy kan vra net wat jy wil. Nou as jy vir 14-jarige seentjie, nee, as jy nou vir Lukas, as hy nou vandag, nee, as hy nou kan kry wat hy wil, dan staan daar een van die vinnige side-by-sides hier buite. Nee? As hy nou vandag moet bid, nee, dan wonder ek as hy hier by die onderste draai is daai 300 perdekrag side-by-side omgedop is, nee, of hy nog steeds sal dink is 'n goeie ding om te koop. Okay, maar vandag is dit wat hy wil. En dis goed en dis reg, nee? Dis nie fout daarmee nie, hy mag dit verleen. Maar julle hoor, nee? Dan kyk ek na die versoek en dan dink ek, waar jy nou is dit is dalk nie 'n goeie idee nie, maar as ietsie anderster wat moontlik 'n goeie idee is. Julle hoor, nee? Nou met die klein bietjie wysheid in insig wat ek het, verstaan ek wat is goed vir my kind of wat is nie goed vir my kind. En dan kom God en dan vat hy ons deur 'n proses en sê, okay, maar vra net volgens my wil. En dan ons interpreteer dit as God wil nie hê vir my wat ek vir myself wil. Dis wat ons hoor uit daai stelling. Die praktiese van daai stelling is God kyk na die einde van die einde af terug en ons kyk van die begin af vorentoe. Nee, en dan wanneer ons vorentoe kyk ons deur 'n mirage en ons sien nie die teken hy is nie waar ons dink hy is. Hy is daar. Hy is net nie presies daar waar ek en jy dink hy is. En die pad soontoe lyk nie presies soos wat ek en jy wil hê dit moet lyk nie. Maar die pad soontoe is daar. So al wat ons moet doen is in hierdie proses soontoe moet ons vra, Here, maar wys vir my hoe lyk hierdie stukkie pad wat ek nou moet loop sodat ek daar kan kom. En dis daai ding van wil. Want my wil lyk dalk so, maar God sê dit is net so 'n bietjie anders. Draai net so 'n bietjie. If iets anders te doen nie, draai net so 'n bietjie. So ware geloof is nie geloof dat God my plan sal uitvoer nie. Of dat maar is die vertroue dat God se plan vir my by die teiken gaan kry. Al kan ek nie sien, en dis interessant, nee, as jy verskiet, nee, dan mik jy partykeer van die teiken af om die teiken raak te skiet.
Dan is die teiken hier en jou kruishaar is hier. En dan alle logika sê vir jou, jy gaan miskiet, dan skiet jy nou. Want die wiskunde sê jy gaan raak skiet. Nou dis hoe geloof werk. Geloof is om te sê, okay, maar Here, ek mik vir daai ding, en ek dink ek moet hier hou, maar U sê vir my ek moet daar hou. U sê ek moet daar mik. En as ek daar mik, dan gaan ek raak skiet. Maar ek verstaan nie hoekom moet ek daar mik nie. Maar dis reg, ek sal skiet. Ek sal gaan. So hier verander ons gebed. Ons gebed verander van, Here, sal U asseblief dit en dit en dit vir my doen. Here, sal U asseblief my help met dit en dit en dit. Here, sal U asseblief dit doen. Jy weet verstaan, daai gebed, né? Here, ek het al hierdie behoeftes na. Here, vorm my totdat ek sien, né, wat is dit wat U wil hê ek moet doen. Here, spreek in my totdat ek hoor wat is dit wat U wil hê ek moet sê, né? Here, werk aan my geestesoor totdat ek sien en kan uitvoer in die moed van my oortuiging het om uit geloof uit te beweeg en dit te doen wat U van my vra. Nee, maar dit gaan moeilik wees. Het is moeiliker om te sukkel. Sukkel is nie lekker. Maar niemand. Party mense raak professioneel dan. In sukkel. Ja. Party mense is professionele sukkelaars. Dit is, en jy kan dit op hulle gesigte sien. En ek oordeel nie iemand nie. Ek maak 'n observasie. En ek wil asseblief nie daar kom nie. Ek wil nie daar kom nie. En ek weet julle wil nie daar wees nie. Ons wil vry wees. Ons wil vry wees van hierdie laste. Nou, Jakobus 4:3 nê. Kom ons lees dit gou. Nou, ons het al 'n paar keer hier geraak. En hier raas hy eintlik met almal, nê. Hy sê, weet julle dan nie dat vriendskap in die wêreld vyandskap teen God beteken nie. Wie ook al 'n vriend van die wêreld wil wees, maak homself 'n vyand van God. Of dink julle dat die skrif verniet sê? Ekskuus, ek het aan my plek verloor. Of dink julle dat die skrif verniet sê dat God hinker met besitlikheid na die gees wat hy in ons laat woon het. So Jakobus hier verwys selfs na gebed wat uit verkeerde motiewe uitkom. Hy verwys hier spesifiek na mense wat bid na gelang van hulle eie begeertes, van hulle vleeslike begeertes. Met ander woorde, hulle maak hulle vlees in die Here bekend, né? Daai wat God sê is soos jy weet, toe Jesus oor geloof gepraat het, toe hom vra geloof, toe sê hy, maar iemand wat hulle geloof opgee, né? Is soos om hom te teruggaan na hulle eie braaksel. Dis iemand wat, as jy gesien het hoe vuil jou vlees is, né, en hoe aftakelend afbrekend dit is, en jy gaan weer terugsoek. Dis dieselfde soos jy, as jy nou in jouself moet dink, né, om jou eie braaksel weer te weet. Nou, dit is kruis, né, dis baie kruis, ek dink ook is kruis. Veral as jy dit al 'n paar keer moet skoonmaak, né. Ek meen, as jy braaksel moet skoonmaak, né, kan jy jouself indink, jy bedien dit vir jouself op 'n mooi bordjie, né, met garnering. En dan kan jy kies na gelang van hoe lank die braaksel in die maag was, of jy 'n lepel of 'n vork gebruik. Ek kry dit. Nou, dis wat dit beteken, né? Dis hoe dit lyk wanneer jy jou vlees terugbring na die Here toe. Dis wat vlees is, né? Vlees is iets wat die vyand afgebreek het. Vlees is dit wat God het iets gemaak, die vyand het gekom, en die vyand het dit afgebreek, dat dit dood en nait en alles wat lelik is. Die vyand het gekom en hy het alles verwrong, né? Dis vlees. En dan wanneer ons vlees na die Here toe bring, dan vat ons daai vlees, né, daai wat dood is, dit wat 'n klank afgee, né? En dat ek hoor hom, né? Daai wat gehoor word, né? Ons vat daai wat gehoor word, né? Wat jy hoor hom so hard, hy trek jou op, né? Daai wat jy hoor, en dan sit jy dit voor die Here en dan sê jy vir die Here, kan ons asseblief aangaan met hierdie dood? Miskien sit ek dit nou so lelik inkleer, maar ons moet hoor wat is vlees.
En hoe lelik is dit? Sodat ons kan besef, waarmee is ons besig? En dis nie 'n aanklag op julle nie, hierdie is vir my ook. Hierdie is vir elke gelowige. Hierdie is vir elke persoon wat hulle self besig hou met die feit dat hulle sê hulle wil soos God wees. Hierdie is vir ons almal om onsself te belyn op 'n kontinuebaar, wat ek al, julle weet dat, nee, kontinuele basis, nee, voortdurend. Ek gaan nou 5 woorde hê. Nee. Hierdie is sodat ons konstant kan werk in ons geloofsposisie. So God kyk nie na hoe mooi jy bid nie. Hy doen regtig nie. Hy kyk nie na wat die woorde, die sinkonstruksie, en het jy die hoogdraande woorde gebruik, daai een woord wat 15 goed kan beteken nie, nee. Hy kyk nie na dit nie. Hy kyk regtig nie na dit. Hy kyk na die toestand van jou hart. Want die doel van gebed, nee, en die doel van geloof, is nie om my koninkryk te bou nie, dis om God se koninkryk. Dis die doel van geloof. So wanneer ek sê ek glo, nee, en die Here voeg by, as gevolg van die geloof wat ek geopenbaar, dan weet ek is besig om God se koninkryk te bou. As ek sê ek glo, die Here neem weg, en sy besig om vir my te sê, ek moet myself herbelyn, sodat ek kan doen dit wat hy vir my vang. Sodat ek kan leef soos wat hy vir my vang. So nou kom ons by Markus 4:35 tot 41, die deel waar ons eintlik van die begin af oor gepraat het. Nee. En ons kan dit gou lees. Dis daai deel van Jesus in die boot. Van rus. Markus 4:35 tot 41. Op daardie dag, toe dit aand geword het, sê hy vir hulle, kom ons gaan na die oorkant. So God op aarde maak 'n stelling, vir sy disippels. Dis ons hierdie moet lees. Dis nie Jesus die mens nie, God op aarde, maak 'n stelling. En hy sê vir sy disippels, en hier staan sommer 'n uitroepteken in hierdie vertaling, kom ons gaan na die oorkant. So ek weet, hy het dit nou oordrewe gesê, argument vertaal. Kom ons gaan soek toe. Hy het 'n bevel gegee, gesê, ons gaan nou soek. En hulle kry alles reg, hulle skarrel. God het gesê, ons gaan soek. Hulle het toe die skare agtergelaat en hom saamgeneem, aangesien hy reeds in die boot was. Daar was ook ander bote by hom, 'n ewige storm het opgekom, en die golwe die boot oorslaan, sodat die boot reeds vol water begin word het. So ek meen, hulle het lank uitgehou, Hulle het regtig getraai, die manne. Hulle het regtig hulle beste gegee, So die boot reeds vol water begin word het. Hy self was egter agter in die boot, op die kussing aan die slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. Nou kan jy nou dink, aan die begin van die gesprek, God op aarde gee op. Dis waar hulle begin. En hulle is getrou, en hulle kry alles reg, en hulle kry hom saam op die boot, en ons gaan nou gaan. Als die man het visgevang in hulle lewe laat, hulle verstaan nie die ding. Hulle gaan boot ry. Nou is hulle op pad. En toe die water nou klaar begin inkom in die boot, kom hulle op daai punt van, net was hulle nog, dis die sê, ons maak so. Nou, jy gee nie meer om ons. Want ons kyk na wat jy doen, en wat jy aangaan, en dan sê ons van jy goed, match nie vir ons. So ons het 'n behoefte, dat ons storm stilgemaak word. Julle stem saam. Nou vra ek in my hart, as hulle na Jesus toe gegaan het en vir hom gefluister het, gesê het, Here, hier is 'n storm, wat moet ons maak? Hy sê, kom rus by my. Trek jou kussing nader en kom rus 'n bietjie. Laat die seile sak. Ons sal reg wees. Wat dink julle wat sou hulle gedoen het? Maar hulle het probeer uitdink. Hulle het lank self uitgehou. So lank uitgehou totdat die water ingekom het van die buitekant af. En
Dalk is hierdie net vir my, nee. Vers 39 staan, toe staan hy op, hy bestraf die wind en sê vir die see, wees stil bewaar, die wind het gaan lê en daar het 'n groot kalm toe gekom. Hy vra toe vir hulle, waarom is julle bang? Het julle nog steeds nie geloof nie? Hoekom is julle bang? Julle stem saam dat die vrees, nee, wat hulle gehad het, regmatig was. Nee. Ons kan daar saam stem. Nee. Is hulle is in 'n houtbootjie, nee, met 'n seil, ek weet nie waarvan is die seil gemaak nie, nee. Seker 'n katoenseil of ietsie, nee. 'n Seil, en dan 10 en 'n tou wat iemand met die hand geweef het, nee. En die teer wat hulle iewers eruit gegrawe het en met 'n hout emmertjie rondgedra het, en vesel, vaksvesel wat hulle tussen die kante in, so daai boot lek soos 'n sip, nee. Daar's nie resin of veselglas of aluminium wat geweld is, of 'n bulge pump of enigiets van daai goedjies nie. So die praktiese is nie, is dat die aanslag is tasbaar, nee, ons kan soms nie nou. Hulle was nie onredelik geweest in hulle reaksie. Ons kan soms nie raak. So God vra nie vir ons, is jy redelik oor jou reaksie nie? Hy vra vir jou, hoekom het jy die reaksie wat jy het? Hoekom reageer jy so? Hoekom twyfel jy? Nou die ander manier hoe ek al hierdie stuk oor bedien is dat God wou gehad het, hulle moes die storm stop. God wou gehad het, hulle moes genoeg geloof gehad het, dat hulle vir die storm sê wees stil. Dis ook 'n moontlikheid, nee. Want die ander aksie is om die storm te sien, maar ek het al storms probeer stil maak en dan gaan die storm nie weg. Ander kere het ons al gebid vir vuur, dan kom daai vuur hier oor daai bult, nee. Dan bid ons vir vuur en as ons net weer sien, ons gaan dit doen. Ek het laas jaar het ons 'n brand hier gehad, nee. En ek het daar gestaan en ek was so moedeloos, ek het nie geweet wat om te doen. En ek het gebid en ek het vir die Here gevra en dit het gereën net op daai kol. En ek het in trane uitgebars, nee, van dankbaarheid. En besef en begrip oor hoe nietig is ek, en hoe min kan ek action doen. Hoe geen effek het ek eintlik op die uitkoms. So wat ek vir julle kan sê is dat die toets is, Jesus sê, doen dit. Ons gaan soen toe. Nee, dis die toets. Jesus het vir hulle gesê, ons gaan soen toe. So daar was 'n belofte gewees, maar tussen die belofte en die vervulling het daar storm gelê. En dan slaap Jesus, hoekom? Omdat hy geweet het, die Here het vir hom gesê, God die Vader het hom gesê, julle moet soen toe gaan. So hulle gaan soen toe, want God het so gesê. Nie van of nie, dis net wanneer. God het so gesê. So hy het geweet, as die Vader gesê het, ons moet soen toe gaan, dan gaan ons soen toe. En die storm het nie die belofte verander nie. Stem julle saam met dit? So die storm het nie maak dat die belofte getransformeer het in 'n nuwe belofte. Of dat die belofte verminder is, of gehalveer is, of vernietig is, of verdoesel is, of vir wat ook al nie. Die belofte het staan gebly, ons gaan soen toe. Dit was 'n opdrag gewees. Jesus het gesê, ons gaan na die oorkant. Hulle het gegaan na die oorkant. En dan vra hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan geen geloof nie? Hier is taf. Dis taf liefde, op daai sekonde. Hy het gesien met sy oë, hoe spat hierdie water in sy gesig in, Hy het gesien met sy oë, hoe raak hierdie houtbootjie vol water, Hy het dit gesien, hy het nie gewonder nie, hy het dit gesien. Hy het gesien, hy het nie meer antwoorde nie. Hy het gesien. En dan sê die Here vir hom, het jy nie meer geloof nie? Kan jy nie sien wat ek sien? So dis taaf.
Eintlik wat hy vir hulle vra is, hoekom rus jy nie saam met my nie? Hoekom striewel jy, wanneer ek nie striewel nie? Hoekom is jy nie in pas met my pas nie? Hoekom moet ek in pas wees? Dis wat die Here vir ons vra. Hoekom moet ek in pas wees met jou pas? Hoekom kom jy nie na 'n plek toe wat jy saam met my dans en ek nie saam met jou dans? Want ek het 'n ritme. En daai ritme werk. En daai ritme lewer vrug op. So wat beteken dit om 'n God se rus in te gaan? Dit beteken nie, God se rus beteken nie geen probleme nie. Dit beteken nie dat jy nie spanning gaan hê nie. Dit beteken nie dat jy nie 'n stryd voor jou het nie. Dit beteken nie een van die drie goed. As seewater al oor 'n skip in jou gesig gewaai het, van die voorkant af. Ek praat nou nie, dan weet jy, dit is onaangenaam. Nou, ek kan nou net dink, as jy nie 2 groot engines aan die agterkant het, hoe moet dit voel nie. So, dis onaangenaam. Rus is 'n werkwoord. So, Bybelse rus beteken iets anders. Rus beteken, ek rus in God, ek kies om sy woord bo my gevoelens te glo, of my ervaring te glo. Ek hou op om aan beheer vas te klou. Ek klou aan hom vas. Ek vertrou op hom met die goed wat ek nie verstaan. En ek gee oor aan sy wil. En dan bly ek in sy teenwoordigheid. So rus is nie onaktiwiteit nie. Rus is eintlik die mees aktiewe daad van geloof. Rus is die daad van geloof. As jy sê jy het geloof, maar jy kan nie rus in God se wil nie, dan het jy nog nie geloof nie. Ek moet kan maak soos wat Jesus gemaak het. Ek moet die storm kan sien en weet. Ek sien die storm, hy kom, en op die regte tyd gaan die Here vir my die autoriteit gee om die storm aan te spreek. Hy gaan my nie los. Hy gaan my nie begeer. Hy gaan my nie verlaat nie. Sy karakter bly dieselfde. Gister en vandag en môre en tot in ewigheid. Hy is getrou. So ek plaas my volle gewig nie op myself nie, maar op Christus. So, 'n mooi vergelyking is iemand wat op 'n stoel gaan sit. As jy op 'n stoel sit, en hy draai jou gewig, dan wonder jy nie verder of jy kan sit nie. Julle stem saam. En as dit nou een van die lekker banke is wat kan uitskop en jy kan so 'n bietjie terug sit. As jy daai liewertjie trek, dan wonder jy dalk, ek wonder die eerste sekonde, as ek hom so trek, gaan hy my hou, Julle wonder dit dalk, maar ek wonder, gaan hy my hou. En as hy nie kraak of kree nie, dan dink ek, okay, ons is vrede. Ek kan hierdie stoel verstaan. Dan kan ek sit en ek kan ontspan. Nou dis dieselfde met geloof. Rus beteken ek wonder nie meer of God die vermoë het om my te dra nie. So die grootste wonderwerk van Markus 4 is nie dat die storm stil geword het nie. Die grootste wonderwerk is dat Jesus kon slaap ten spyte van die storm. Jesus kon rus te midde die storm. Ons dink die wonderwerk is die feit dat hy die storm kon aanspreek. En die storm het stil geraak. Dis 'n wonderwerk, ek stem saam. Maar 'n groter wonderwerk is iemand wat vrede het te midde van 'n storm. Iemand wat autoriteit het te midde van 'n storm. Iemand wat gesag het te midde van 'n storm. Iemand wat vasberade is in 'n verhouding te midde van 'n storm. Iemand wat weet wie wat hulle is. Nie as gevolg van omstandighede, iemand ten spyte van omstandighede. Dis geloof. So dis waartoe hy die Hebreërs geroep het, en dis waartoe hy ons in Markus geroep het, dis waartoe hy ons Johannes geroep het, is om deur geloof in sy rus te gaan. So die vraag, en ek het dit nou gesê nie, die vraag is nie, sal God die storm stil maak nie, maar sal ek God genoeg vertrou, dat te midde van my omstandighede, van hierdie feit dat ek myself nou in die middel van 'n storm beleef, argument so taal.
dat hy op die regte tyd daai storm sal stilmaak. Dat hy op die regte tyd vir my die autoriteit sal gee om te kan inbeweeg en die teiken te kan sien soos wat hy die teiken sien. Dis geloof. En dis wat dit beteken om in sy rus te gaan. So kan ek julle seën met die volgende asseblief. Sal julle nou oosluit. Ek seën julle in die naam van die Vader, van Seun, die Seun en van Heilige Gees. Mag Here Jesus Christus julle harte vestig in sy ewige waarheid, sodat julle sy woord meer sal vertrou as dit wat julle oë kan sien. Mag hy aan julle die geloof gee om met vrymoedigheid te bid, met verwagting te leef en met volharding te wag op die vervulling van sy beloftes vir julle. Mag Heilige Gees julle harte vorm, sodat julle eie wil nie eers sal soek nie, maar die goeie en getroue en welgevallige en volmaakte wil van God die Vader. En dat julle dit sal aangryp en met vreugde sal omhels. Mag Heilige Gees julle motiewe suiwer. Mag hy ons harte reinig en mag hy ons leer om elke begeerte onder die heerskappy van Christus te bring. Ek seën julle dat wanneer die storms van die lewe aankom, julle nie sal toelaat dat die wind en die golwe onbeheers word nie. Maar dat die vrede van die een wat saam met julle in die skei is, julle harte sal heers. Ek seën julle met oë wat gefestig bly en gefestig is op Jesus Christus, die beginner en die volëinde van julle geloof. Mag jy ontdek dat God se rus nie wag aan die einde van die storm nie, maar dat reeds vir jou beskikbaar is. Ek seën jou met die vermoë om elke dag te kies om te rus in sy woord. Ek seën jou om te kies om te rus in sy beloftes. Ek seën jou om te kies om te rus in sy getrouheid. Ek seën jou om te kies om te rus in sy teenwoordigheid. En ek seën jou met die vermoë om alles wat jy self dra op hierdie oomblik vir Christus te gee, want hy dra dit alreeds vir jou. Mag die volle gewig van jou lewe met vrymoedigheid aan hom oorgegee word. En die vaste wete dat hy getrou is en dat hy jou nooit sal begewe of verlaat nie. En ek seën jou met die vermoë om hier uit te stap as iemand wat nie deur vrees gedryf word nie, maar deur geloof. Nie deur omstandighede beheer word nie, maar deur die vrede van Christus. Nie haastig is om self oplossings te vind nie, maar bereid is om in die Here te rus. Mag jy sy rus ingaan. Mag jy daarin leef. Mag jy daarin wandel. Mag jy daarin werk. En mag jy daarin dien. En mag die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, jou hart en jou gedagtes bewaar in Jesus Christus, tot geloof eendag vir ons tot aanskoue kom. Ek seën julle daarmee in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen.